Hallo lekker mense, dit is maandag en tyd vir julle gunsteling show Uitsa. Dankie vir julle wat gereeld inskakel. Ek hoop julle is reg vir 'n lekker kuier, want hier kom 'n lekker ding. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Ja, julle het dit beslis eerste by Uitsa gehoor. Die expo word jaarliks by die skouterrein in Keetmanshoop gehou en soos dinge vir my klink gaan die 70ste weergawe van die geleentheid iets wees wat nie misgeloop moet word nie. Ons kry mekaar daar. Volgende op die program, Annemarie de Tooit gesels met Beraldine Basson, die bestuurder van Mountain View Guesthouse en Villa, en Carlia Brantes praat met die eienaar Malcolm Mostert. Ons is hier met Beraldine Basson van Mountain View Guesthouse en Villa in Springbok. Beraldine, ek wil net sê, wow, die uitsig hier by julle en dan om so mooi gesiggie te sien as jy by die deur instap. Hoe gaan dit met jou vandag? Baie goed, dankie. Ek is baie bly om vir julle hier by ons te kan hê. Beraldine, ek wil by jou hoor, wat is jou rol by Mountain View en waar pas jy in die siklus van dinge hierso? Ek is die ontvangsdame en dan is ek wel ook deel van die bestuursgroep hier by Mountain View Gasthuis en by die Villa. So ek doen die daaglikse taakies van die besprekings en daai tipe administrasiegoedjies en dan moet ek ook oorsien dat al die personeel hulle goedjies doen en al hulle taakies op datum is, ja. En dan oorhandig ek weer elke dag aan die aandbestuurder wat dan deur die aand hier is. So dis 'n besige skedule wat jy het as jy by die werk inklok. Vertel vir my 'n bietjie van jou pad in die toerismebedryf. Is dit iets wat jy nog altyd wou doen? Of het dit net oor jou pad gekom? Dit het tegnies eintlik net oor my pad gekom. Ek het nooit eintlik daaraan gedink dat dit spesifiek iets is wat ek wou doen nie. So dit het oor my pad gekom en ek is so dankbaar daarvoor en ek geniet elke oomblik van dit. So ek glo dit is vir my gemaak. Dit is definitief iets waarin ek goed is. Want ja, meneer Malcolm is baie happy met my. So dis die belangrikste. Ja, dis die belangrikste en die gaste, soos hy sê. Die gaste is ons baas. Ek wil dan ook by jou hoor, ek en jy het nou voor die tyd so 'n bietjie gesels, maar ek dink definitief jy's 'n mens en ek dink my span agter die kamera sal saamstem. Sou jy jouself beskryf as 'n mens? Ja, definitief. Ek kan baie vinnig lees persone se energie, die tipe persoon waarmee ek werk, is die persoon meer professioneel, is die persoon meer uit vir grappies en so aan. So dan vul ek net daai persoon se energie aan. So. En dan jy het nou vir ons gesê jy het in Springbok gebly en Springbok groot geword. Het jy nou al bietjie meer gereis? Is daar enige reisplanne in jou toekoms? Iets wat jy graag wil sien dalk? Ja, ek wil baie graag nog so baie plekke sien, so dit sal in die toekoms gebeur, seker hier by naby aftree. Ek beplan om by 40 af te tree, meneer. Ek dink hy sal baie gelukkig wees daaroor, maar okay, ja.
So definitief as ek as die kinders groot is en ek is klaar met die werk en so en dan sal ek definitief reisplannetjies. Wat is iets wat jy op jou, ek wil sê travel bucket list is, soos daai een spesifieke ding wat as jy dit gesien het, kan jy sê, okay, I've made it. Definitief die Rooi See. Okay, sure. Vir een of ander rede, ek het net 'n passie vir om dit te sien. Dit is een van die wonderwerke van die land. So, ek wil definitief dit sien en daarna I've made it. Ja. Ja, kyk, dis snaaks want ons het nou al so baie antwoorde gekry en ek dink die generiese antwoord is maar die Eiffel Tower of die Big Ben. So dis vir my baie mooi om te hoor dat iemand iets wil sien wat so amper local is aan ons en dis iets wat maklik kan gebeur vir jou. So ons is nou hier, ons sit in hierdie ongelooflike mooi villa met hierdie ongelooflike uitsig om ons. Wat sien jy as die toekoms vir Mountain View? Wat is julle volgende planne, julle volgende stap? Ons is op die oomblik is ons 'n 4-ster, maar definitief 5-ster gehalte. En vorentoe sien ek net dat die besigheid sal groei. Alles gaan verbeter. Kyk, om 5-ster gehalte te gee in Springbok is baie skaars. Maar ons kan nie die 5-ster prys vra nie, want dan gaan ons mark van ons gaste bietjie minder word. So om die bekostigbaarheid te hou, is ons nog steeds 4-ster en so verder is dit net om te groei en om ons gaste gelukkig te hou en dat elke gas wat hier uitstap kan sê ons kom weer terug. Dit is ons hele doel wat ons wil hê. Ons wil dit is alles wat ons se vooruitsig is vir Mountain View en vir die villa, dat elke liewe persoon wat in interaksie met ons gekom het sê, kyk, ons kom weer terug. Ja, sure, dit is 'n baie mooi filosofie om te hê want dit is soos ons sê, dit voel amper asof jy huis toe kom as jy hier sit. Definitief. En dan wil ek net by jou hoor, as jy nou met 'n jong mens praat wat dalk in die toerismebedryf wil betree, wat is iets wat jy vir hulle sal sê, iets wat belangrik is wat jy vir hulle sal as raad wil gee om dit, ek wil amper sê, te maak in die toerismebedryf? Geduld. Geduld, dis die belangrikste, want as jy nie geduld het met gaste nie, dan of om na enige persoon wat inkom se request te luister of te probeer om mense te help, wil hulle nie miskien by die villa of by die gastehuis slaap nie. Die persoon soek miskien 'n goedkoper akkommodasie en jy's nie bereid om die foon op te tel en te bel en uit te vind en 'n bietjie tyd te spandeer en geduld in te sit nie, dan is dit net nie vir jou nie. As jy nie geduld het nie, dan is daar kan nie jy plekkie maar vir jou in die los. toerismebedryf nie. ongelukkig nie. Maar Beraldine, dit was so ongelooflik lekker om met jou te gesels en ek dink ons hele span gaan nou eers hierdie uitsig nog so 'n bietjie geniet. Ja. En dan sal ons later weer by jou incheck. Kykers, bly ingeskakel want net hierna gesels ons met nog mense hier by die pragtige Mountain View Guesthouse en Villa. Julle, ons sit nou hier so saam met Malcolm Mostert van Mountain View Gastehuis en Villa en soos julle vroeër by Beraldine gehoor het, julle weet nou presies wat by die gastehuis en die villa, maar Malcolm, ek wil asseblief uitvind hoe het julle in Springbok beland nadat julle Ou Cape Country Hotel gekry het? Ja, okay, so ons het die kinders groot gemaak aan Ou Cape Country Hotel, so hulle is nou regte hotelkinders. En toe hulle nou laerskool toe moet gaan, toe besluit ons trek Springbok toe. Okay. En toe koop ons nou hierdie huis, wat nou heidaglik die villa is. So ons sit nou in julle ou kombuis. Dis in die ou huis, ja. Ag, dis ons ou huis, ja. En So dis 'n groot krisis vir jou kinders om in so 'n mooi plek groot te ja, word, dis né? taaf in die berge, in die middel van Afrika, Yes. of in die punt van Afrika. Maar ja, dit was lekker en ons het toe hier gebly vir, ek dink ons het 2015 hiernatoe getrek en toe ons het getrek hiernatoe vir die kinders. En toe die gastehuis langsaan kom toe in die mark en ons dink toe dis nog net na COVID en toe dink ek bekom nou maar die gastehuis want dit sal mooi pas by Springbok, by Ou Cape Hotel en Mountain View Guesthouse wat 13 slaapkamers is. So toe sit ons maar daai twee bymekaar en toe daarvan af toe gaan my seun hoërskool toe en toe sê ons wel ons wil vir hom net 'n bietjie beter geleentheid gee in die Parel. Okay. En
ja, toe trek ons weer agter die kinders Parel toe. So ons is nou, ek is 'n week hierso en 'n week daar en dan het ons toe nou ons huis het ons toe nou deel gemaak van die gastehuis. Yes, so nou is dit die villa wat mense ook kan kry. Mountain View Villa, Mountain View Guesthouse. Yes, exactly. Dit is 'n pragtige gastehuis en regtig, dit is 'n stunning villa. Ons het vroeër ook vir julle vertel, julle moet hier kom kuier. Ons het vir julle die uitsigte gewys, ons gaan weer dit vir julle wys want mense kan nie oor dit kom nie. Maar Malcolm, vertel vir ons, toe julle nou Parel toe trek het die gastehuis gou-gou jou daai kant ook weer gebyt. Man, soos dit nou is, toe ek daar kom en ons soek 'n huis om te koop want ons hier heidaglik. En ons kry toe 'n perfekte huis tussen Parel Gym en Boys Eye. En toe sê ek vir my vrou, hierdie huis is te mooi en te groot. Ons moet hom deel met die mense, jy weet. So toe koop ek 'n 10 slaapkamer huis en ons skep dit in 'n gastehuis, Nantes View Guesthouse. Dit is dis Franse hiergenote. Okay. Ja, Nantes View is eintlik French. Yes. Ons Locals dan maak hulle Nantes View, klaar. Jy weet, ek wil dit te ingewikkeld maak nie, maar ja, so ons is nou in die Parel. Ek is 1 week daar en 1 week hier. Dus ek nou maar die ding. En jy geniet natuurlik die toerismebedryf, soos jy laasweek van Amiri vertel het, mense deur en deur. Yes. En jou seuns, dink jy hulle sal graag eendag ook betrokke wil raak? Hulle sal hulle het die attitude, jy weet, en hulle het die geaardheid en hulle is harde werkers en hulle is intelligent en slim en lekker en cool en fun. So ek glo hulle sal sorg jy kan. Ja, ek like hulle, snaaks genoeg, jy weet. Funny enough, I love them. Ja. Nee, hulle is baie oulik. So hulle kan, maar ek wil nie, ons wil nie hê hulle moet hulle eie identiteit kry en besluit wat hulle wil doen en maar as hulle dan nou opeindig as deel van die hospitality besigheid te doen. Ja, dan sal dit ook as hulle nou daai industrie kies, dan het hulle nou klaar 'n beginpunt vir hulle. So daar is 'n starting point. En ons sien mos nou in die Mostert familie is daar 'n probleempie. So ons kyk maar waar gaan Swati seuns eendag. En dan sal ons kyk wat is jou volgende gas. Ja, jy's reg, maar ons is naby aan Stellenbosch, so hulle moet jy het nie nodig om daar te koop nie. Maar miskien soos as ons nou, kom ons dink as jy en jou vrou nou wil aftree eendag, waar sal jou aftree plekkie wees? Seeto. Okay, so die volgende Mostert gastehuis is daar op die Weskus iewers. Geen twyfel. Ek wil kitesurf, ek wil surf, so ek wil hê die seuns moet kan huis toe kom en bietjie aktief wees, familiegoedjies saam tyd spandeer. Kyk, ek het groot geword in Namakwa, 3de generasie in die binneland, min water. So as ek by die water kom, is ons baie excited. So ons like die water, so as ons gaan op 'n vakansie is dit by die water, klaar. Of by 'n rivier of by 'n dam of by 'n see of by die kus. So definitief, ek dink ons kyk die volgende plek sal jy waarskynlik daar by aan die kus wees. Ja. As jy so baie hou van die see, kom ek vra vir jou, was jy nou al in Namibië gewees en was jy al aan die Namibiese kuslyn? Definitief, ek love Loedrich. Okay. Dis een van my gunsteling plekke. Maar daar kan jy vir alkite surfing doen. Ja, maar daar is 'n bietjie rof. Ja nee, daar is dus world records en goedjies. Ja, hy's rof, maar dis lekker. Ek meen ons was al baie in Loedrich gewees, Walvis Bay. Enties, visvangers of so. Nee, ek ken my rarig julle soek watermense. There we go. Maar ek moet vir jou sê toe jy nou sê julle het hier in die Namakwa-land groot geraak, so julle hou van water. Ek het in die Kaap en in Zambië groot geraak, so daar is groenigheid, daar is berge en see en gras. En toe trek ons windhoek toe. En daar's nie berge of see of gras nie. So net plat. Ek is net plat. Ek is nou 'n Namibiër, Suid-Afrikaner deur en deur, maar ek raak so opgewonde as ons by 'n plek kom en daar is 'n paar bome en gras. So weer eens, toe ons die villa vir die eerste keer gesien het, ek meen met daai backdrop van hier Springbok berge is vir my net soos oversized koppies. Want die klippe, Mountain View, maar dit is 'n koppie. Maar dit is so mooi en met die klippe en die gras en die groenigheid, veral nou hierdie tyd van die jaar wat ons hier by julle kuier. Dit is nou groen, die reenseisoen het sopas deurgekom. Dit is, so ek verstaan, as jy elke keer wil water toe gaan, wil ek elke keer gaan. Gee maar net lewe, gee maar net natuur skoon. Gras. Presies, yes. Nee, ek hoor jou. Nee, dis 'n lekker, kyk, Springbok is 'n lekker plekkie man. Dis in die middel van voel vir my dit is die middel obviously op pad Namibië toe. So jy moet as jy van die Kaap af ry, either hier kom stop of op pad terug hier kom stop en en dis ook dan vir my lekker om
om bietjie groen te hê daarso in die Parel en dan kom ek hierso en dan as ek in hierdie dorre wêreld inry, dan voel ek dan maar net Die mens voel toch bietjie huis, nee. Ja, jy voel Ek het ook vir Anne-Marie, so julle wat by die huis is, sal dit nou sien in ons wrap-up episode, maar ek het ook vir Anne-Marie en Ingrid gaan wys, my oupa en ouma het hier groot geraak. So ek het gister by jou uitgevind, jou kinderhuis, een van jou kinderhuise in Springbok, is in die straat afgewees van my ouma en oupa gewees. En ek het vir Ingrid en Anne-Marie ook dit gaan wys. En dit was so spesiaal geweest want dit is net daai hartpuntjie wat bietjie trek. Dit is So jy het roots hier so in Springbok. Jy moet maar gereeld kom soos wat jou skoene Sand van 'n Namibia het my skoentjies klippietjies van Makwaland. Ja, dit sal net klippies Klippietjies. Ja, dis mooi gesê, ja, reg. Maar ons sê vir jou baie dankie Malcolm. Ons het verskriklik lekker gekuier hier by Mountain View en by die villa. Ons sien julle later weer. Baie dankie. Die Keetmanshoop Landbou, Nywerheid en Toerisme Expo, alom bekend as KITI, vier vanjaar sy 70ste bestaanjaar. Karl-Heinz Burger, die visiepresident van KITI, vertel vir ons meer oor die geleentheid wat vir 27 Oktober tot 31 Oktober geskeduleer is. Ja, ons is op dreef. Die Landbou Expo is die 27ste Oktober tot die 31ste Oktober. Ons het al begin met beplanning omdat dit 'n groot event gaan wees. Dit sal amper twee keer groter wees as wat dit was, omdat ons hierdie jaar baie fokus op die agriculture gedeelte. Ja, daar is ook 'n groot navraag van agriculture ouens wat sal inkom soos die exhibitors, die breeders en dan ook die landbouskou self, die diere en so aan. 70 jaar terug, meneer, het dit ontstaan deur wat die boere dit gedoen het, net bymekaar gekom om fondse in te samel vir die droogtes, om die opkomende farmers, die breeders te kan ondersteun om vir hulle losering en voeding te kan koop vir die diere en medikasie en so aan te kan help. En dat was 'n groot droogte. En so dit opgebou elke jaar van die skou af na industrial sektor bygesit en so dit opgebou nou 6-7 jaar terug waar is nou nie net die industrial sektor ook nie, maar die toerisme sektor ook. En dis hoekom dit nou agriculture, industrial en toerisme sektor om 'n samevatting te maak wat jy in die suide kan kry. Omdat dit so ryk is in die agriculture area in Namibia, die suide is selfs die industrie area, ons het baie myne hier so mynbese en so aan. En dan het ons ook 'n groot toerisme aantreklike plekke in die suide. En ons gee dit nou die platform vir hierdie sektors om hulle se produkte, hulle services te kom exhibit, om blootstelling te doen sodat die mense weet van hulle suide. Baie van die mense as jy moet vra, as jy in noorde gaan en vra sekere gebiede hier in suide wanneer kom met toerisme, weet hulle nie. So, ons is hier om sulke maatskappye blootstelling te gee. En dis die rede hoekom ons dan en so het dit maar aangeloop tot waar ons is vandag vir die sektor van ons cover. Laas jaar het ons plus 9000 mense deur die hekke gehad. En nou die event is in die suide en van Hardap af en dan die Karas is die grootste expo. So die influx van die mense rondom die klein dorpe is geweldig, veral die donderdag, vrydag en saterdag aan. Die boerbok kompetisie is een, daar's twee gedele wat ons cover. Ons cover die pels wat baie belangrik is. Ons is ook die enigste expo wat die topgehalte pels exhibit. So jy kan kom voel hoe lyk die top wenners van die pels word ook gedisplay. Dan het ons die boerbok kompetisie laas jaar het dit marvelous increase bo ons verwagting. En veral in die small ouens wat opkomende breeders het baie belang gestel. So hulle word nou weer toongestel teenoor die groot ouens sodat hulle kan hulle se diergehalte bietjie opkikker sodat hulle kan op die groter skou's landbouskous so Stambreed en so aan hulle diere na toe kan vat. Dan hierdie jaar het ons al vroeg begin beplan. Ons gaan die expo die boerbok kompetisie het, maar ons gaan samenloop ook 'n geleentheid gee dat daai gehalte diere op auksie kan kom sodat die jong ouens wat nou opkom ook kan van daai gehalte rame en so aan en oë kan koop. Die uitstallers is mos nou in drie fases. Dit is mos nou die industrial, die toerisme en die agriculture sektor. So laas jaar was daar ook manne van verskillende sektors
soos ons het mos die groot saal waar ons mos die corporate ons akkommodeer. Daar is 'n mengelmoes nou. Daar is ons cover al 3 sectors binnekant. Daar kyk ons na omtrent na 92 uitstallers net in die groot saal. So hy is gewoonlik soos u mos al sien, hy vol. As die klein gedeelte hierdie jaar wat eintlik ons toerisme saal daar is. Hierdie jaar gaan ons nou ombou. Hy vat ook so tussen 58 stalletjies gaan daar kom en hulle gaan nou weer net toerisme gedeelte cover. Dit sal nou soos Wynpro, Kas, die toerisme opset gaan ons daar sit. En dan gaan ons buitekant dit ons mos nou 'n baie groot area wat ons cover, die agriculture gedeelte wat ons die industrial masjiene en al die tipe sonpanele. Ja, en ons maak nog kontak met ander groot uitstallers om te kom. Die expo bring groot geld bring na die dorp, nommer 1. Want dienste word gebruik, nommer 2. En nou as 'n mens as daar 10 mense tandeborsel vergeet dan kom koop hom hier by Spar. Kom koop hom by Shoprite. Die garage-eienaars maak geld. Die akkommodasieplekke maak geld. En nou ons het net so opsomming gemaak, amper 900.000 rand word gespandeer op akkommodasie. Want al die aantal mense is amper 200 uitstallers. Die 200 uitstallers kan jy sê times 2. Nou die mense moet akkommodasie iewers hê. En 70% van die kom bly nie by mense, hulle word ingeboek. Of van watter company hulle dit doen, maar hulle word kom ingeboek. Nou die mense spandeer hulle sy geld hierso. So wat ek vir u kan sê is dat ons die dorp self kry 'n groot financial input gedurende hierdie skool. Die dorp self word op die mark geplaas want hierdie exhibiting gedeelte word gecover op alles social media platform en dit bring ook die gesig van die dorp na vore. Vreeslik want u moet weet ons van tydse kant af die expo gedeelte kan af gee ons klaar 20 stalletjies gratis vir die SME. Die rede hoekom ons dit doen is juist om vir hulle 'n platform te kan skep sodat hulle kan as 'n produkte kan exhibit, dat hulle kan batte met mekaar en dan ook 'n database kan opbou sodat hulle na die expo kan trade. So ons voeg maar 'n arm na hulle kant toe uit sodat ons kan vir hulle geleentheid gee om te kan exhibit. Daar is wel van die hele industriële kant af is daar omtrent 30% wat ons voorsiening maak vir die SMEs. Vir die besighede wil ek sê hulle moet die platform gebruik wat ons vir hulle gee om hulle se services en hulle se produkte te kom verkoop, te kom uitstal en dan om kliëntel meet and greet jou clients. Baie van die mense weet die bestand en wil ook hulle kom pop 1 keer, 2 keer in, maar hulle is bly as hulle jou hier kom sien. So byvoorbeeld ons het 'n jaar terug het ons routine machineries gehad. Mense weet as 'n government instansie wat gehelp word om small besighede masjiene en so aan te kan voorsien. En dit was plaaslik hierso en die mense was bly want hulle kon op die spot kon hulle vir hulle masjiene koop en so. So besigheid eienaars kom aan boord. Ons gee julle die platform. Dan die besoekers, die baie belangrike mense, die VIP mense is die waarvoor ons die platform skep is die gemeenskap. Julle is meer as welkom om te kom kyk wat is daar so, kom kry knowledge about wat jy kan sien wat gedisplay word en dan ook kom koop, kom spandeer geld, vat jou kind uit, geniet. En dan ons het nog die merry-go-round by ons wat een van die grootste trekpleister is vir die event. Ons het die boerbok hierso wat ook 'n groot trekpleister is en ons het dan nou soos gesê die pels wat geëxhibiet word wat ook 'n groot trekpleister is. En dan het ons mos nou die opportunities waar jy kan engage, jy kan hand kom vat, jy kan groet, jy kan kom eet, jy kan kom geniet. So kom gemeenskap. Ons is hier op die platform vir julle en ons is bly om met julle saam te werk. Ons staan op en aan vir julle te verwelkom. So indien jy op soek is na die beste verblyf in Springbok en ware Namakwalandse gasvryheid, is daar geen beter plek om te gaan bly as by Mountain View Guesthouse, geleë hoog op 'n heuwel wat uitkyk oor die skilderagtige en bedrywige Noord-Kaapse dorpie Springbok. Draai gerus in. Dit het alweer tyd geword om te groet. Like en share asseblief julle gunsteling show op Facebook en vertel tog vir almal van Uitsa, die lekker ding. Weereens,
dankie vir die 23.900 van julle wat gereeld inskakel en die show 'n lekker show maak. Besoek gerus ook ons webwerf aidsafrica.com vir plaaslike nuus. Ek los julle met die bietjie stof tot nadenke. Moet nooit kennis en wysheid verwar nie. Die een help jou om 'n bestaan te maak en die ander help jou om te lewe. Sien julle wanneer ons mekaar weer sien.